Die gebeure in die vroeë kerk in Handelinge 2, hoe hulle saam geleef, saam aanbid, saam geleef en werk het ons verbeelding aangegryp. En in hierdie reeks spandeer ons tyd, ek is, omdat ons is, 'n tema waar ek as individu is deel van iets soveel groter as myself. En daar het wonderlike goed gebeur in daardie vroeë kerk, toe hulle saam is. Hierdie week leer ons, hoe was dit vir hulle om saam te bid en wat is die uitnodigings vir ons? En as ons 'n kerk is wat saam bid, hoe werk ons die woord in ons lewe in om meer te word en gevorm te word tot die geloofsgemeenskap, maar ook tot gelowiges, wat 'n baken van hoop en lig in God se wêreld is en saam met hom werk in sy droom. Kom ons lees saam die skrifgedeelte vir vandag. Hulle het hulle volledig toegewy aan die leer van die apostels, aan die gemeenskap, die breking van die brood en aan die gebede. Almal is vervul met ontzag en baie wonders en tekens het deur die apostels plaasgevind. Na die Gees se uitstorting in Handelinge 2 gebeur iets besonders. Mense verander. Hulle gewoontes verander. Hulle waardes verander. En hulle gebedslewe kry nuwe vuur. Let op die patroon. Hulle is nie net vervul met die Gees en los in die wêreld ingestuur nie. Nee, hulle is gevorm in gemeenskap met mekaar en met God. Hulle het hulle toegewy aan gebed. Ons sien hier dat gebed in die vroeë kerk nie 'n bysaak was nie. Dit was nie iets wat net individue in hulle stilte tyd beoefen het nie. Dit was 'n kernritme van die liggaam van Christus. Daar was 'n ons bid saam atmosfeer. En hieruit het tekens en wonders gevloei, nie as gevolg van formules of tegnieke nie, nee, maar as die vrug van luister, van afhanklikheid van die Gees wat hulle saam beoefen het. Om saam te bid leer ons presies dit, om in te stem by wat die Gees reeds besig is om te doen, om in te tree saam. Dit vra 'n ander ritme, 'n stadige ritme, nie haastige versoeke of lysies van gebed nie, maar 'n aanvoeling in die hart wat sê, Heilige Gees, wat lê op u hart vandag? Romeine 8 bevestig dit. Ons weet nie altyd wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met versigtinge wat nie met woorde gesê kan word nie. Hy tree in volgens die wil van God vir die heiliges. Hierdie vers verander ons verstaan van gebed saam met mekaar en vir mekaar radikaal. Ons probeer nie bid sodat God iets moet doen wat hy nog nie wil doen nie. Nee, ons leer luister en gee gehoor. Ons gee God toegang tot ons binnekant, sodat hy sy medelee, sy hart verander en selfs sy pyn met ons kan deel. Die Gees is alreeds aan die werk in mense se lewens. En intersessie en gebed is die uitnodiging om saam met hom daaraan deel te neem. In 'n tyd soos ons in, waar mense voel hulle weet nie meer hoe om vir mekaar te bid nie, of wat om vir die wêreld te vra nie, is hierdie die goeie nuus. Jy hoef nie altyd te weet wat om te sê of om te vra nie. Jy moet net beskikbaar wees. Jou teenwoordigheid is deel van die gebed. Jou hart wat breek wanneer jy die nuus luister oor ongeregtigheid wat jy hoor, oorloë wat jy sien, geweld wat in ons gesigte gedruk is. Jou stilte is 'n gebed, is 'n ruimte vir die Gees. Jou aanvoeling word 'n kanaal van God se liefde en hy het die vermoë en krag en wysheid wat ons nie het nie. Hy kan doen meer as wat ons ooit kan dink. Is dit genoeg om in geloof
hom te vertrou? So vandag wil ek jou uitnooi. Die eerste plek om net ruimte te skep. Sit 5 tot 10 minute in stilte. Skakel jou foon af. Word bietjie bewus van jou asemhaling. En dan om 'n eenvoudige gebed te fluister. Heilige Gees, wys my vandag wie op U hart lê. Wag met oop hande, wag met 'n oop gemoed. Want hy gaan 'n naam, of gesig, of herinnering, of emosie by jou laat opkom. Moenie dit oordeel nie. Ontvang dit as 'n uitnodiging om saam met die Gees vir daai persoon te bid. En dan kan jy net 'n eenvoudige gebed sê soos: Ja Here, wees met Jan. Ja Here, kom. Na die 5 of 10 minute wil ek jou dan nooi om in 'n notaboek van die momente wat jy beleef het in jou gebed saam met die Heilige Gees, wat het in jou gebeur, om dit neer te skryf. Want soos jy daaroor reflekteer, mag die Here dalk vir jou 'n boodskap gee of 'n woord gee. Of dalk net 'n uitnodiging om aan te hou bid en gereeld vir daardie persoon te bid. As jy dit doen, gaan jy ontdek, die Gees lei jou om teenwoordig te wees by mense se lewens soos wat Jesus was. Nie om hulle te fix of reg te maak nie, maar om net hulle te dra in gebed en in jou hart. Mag jy vandag, soos jy tyd uitkerf om stil te raak en te hoor wat is dit wat op God se hart is vir die mense in jou lewe, vir die omstandighede om jou lewe. Mag jy voel hoe jou hart in die ritme van sy hart ook klop.